Lekker kuiersake, Milan, Gili. Nou Gili, jy sê jy het probeer pas by die bank. Ek het duidelik dieselfde gedoen. Ek het nie die e-pos gekry. Ai, Milan, ons gaan vir jou moed op haar e-poslyn sit. Ek wil nou weet kwartlemoene. Waar het die idee vandaan gekom vir die potgooi? Milan? Ek het die laaste paar jaar dit voel asof die label op my voorkop was ma van 'n atleet, ma van 'n sportkind. En in daai hele proses van langs die veld wees, maar ook die ouer wees van 'n kind wat ontwikkel in 'n sport, het ek so baie geleer, so baie opgelet, so baie dinge raak gesien, en natuurlik ook die slaggate en die dinge wat my bekommer aan skoolsport op die oomblik. En omdat ek hou van onderhoudvoering en ek hou van gesels oor 'n topic, en toe het ek nou besluit 'n pot gooi oor ouerskap in sport. Okay, nou hoekom Gili? En waar het jy vir Gili ontmoet en hoekom 'n mede-aanbieder? Ek weet nie of ek en jy dieselfde storie gaan onthou van hoe ons ontmoet het nie, maar ja. So ek het jou skryfwerk eerste raak gesien. Gili is 'n briljante skrywer. En so het ek hom ontmoet. Ek weet hy het van my pleiers kom kyk. So ons het op 'n literêre vlak eerste gekonnekt, en ek dink toe later agtergekom dat hy wel by sportspanne en by individuele sport persone betrokke is. En ek weet dat Gili sy aanslag is dit wat ouers van sal hou. En ek dink ook as 'n ouer kyk na 'n program waar mens pitkos kry, dan wil jy die stem vertrou. En Gili se stem is 'n stem wat ek vertrou. Ja, absoluut. Ek ken ook al vir Gili al vir jare en jare en 'n ongelooflike sportkenner. Nou, Gili, die naam kwartlemoene, wie dit besluit? Tot dis hoekom ek ja gesê het. Milan het vir my gesê op 'n WhatsApp, dis wat haar idee is. En toe sê sy die potgooi se naam is kwartlemoene. Toe sê ek wil niks verder hoor nie op grond van die naam, want kwartlemoene herinner ons aan daai halftyd oomblik met 'n sakkie lemoene wat al tweede pouse opgesny is, wat al so 'n bietjie souserig is. Die coach wat iets probeer sê, jy's uit asem, en dan eet jy 'n kwart lemoen. Maar dis daai oomblik van asemhaal, dink, en dan moet jy tweede helfte gaan speel. So dit was Milan se breinkind. Ek onthou as jy so redelik onfikse is daai kwart lemoen darm 'n lifesaver, hoor. Dit was alles. Dit was alles, en ek dink ons as ouers wat nou sportkinders het, dis die nostalgie vir my aan, dis wat ons onthou daarvan. En dit connect vir my die ouer reis saam met jou kind se sportreis op die oomblik, ja. Wat is anders aan skoolsport en hoekom is hierdie gesprekke so relevant? Ek dink hoërskole ten minste benader dit nou amper op 'n professionele vlak. So al is jy 'n ouer met 'n kind wat op 'n sekere vlak deelneem, jy gaan in 'n stelsel in waar 'n afrigter van jou vereis om soveel tyd 'n maand te spandeer aan die sport, soveel maande van die jaar, en dit maak dit moeilik. So daar's druk van die begin af. En ouers weet nie noodwendig altyd waarvoor hulle ja sê nie. En ek dink ons ruimte word 'n plek waar hulle bietjie kan gehoor word en goeie advies kry. Want ek is seker ons klomp temas. Ja. En verskillende goed waaroor hulle praat. Ja, ek wil net daarbey ook aansluit. Ek dink hoe die landskap verander het is sosiale media. Jy was gewoonlik bewus net van jou buurskool se punt, se plek op die ranglys. Nou is daar ranglyste wat almal oor gesels, en dit raak 'n groter gesprek, en ek dink so daarom is temas is wat druk, teleurstelling, besering, verhouding met afrigters. Alles. Wat sê ek as 'n ouer vir my kind? Wat sê ek nie? Ons gaan na al daai plekke toe. Sjoe, en daar is baie om daaroor te sê. So, vertel my 'n bietjie meer van die spesifieke temas. Wat staan vir julle uit en wat is van die goed wat kykers nie noodwendig kan verwag of kan verwag? Ek dink wat ons gesprek op die potgooi interessant maak is dat ons uit twee verskillende hoeke kom. So as ons byvoorbeeld praat oor afrigters, dan het ek 'n sekere ervaring as 'n ouer. Gili het 'n sekere ervaring want hy werk met afrigters. En dit is wat amper ek sou nie sê ons het 'n debat nie, maar ons het 'n gesprek vanuit twee kante wat dit lekker maak. En ek dink dis wat ouers kan verwag. Is nie net een uitgangspunt nie. Ons vat mekaar partykeer ook so 'n bietjie aan. Wat belangrik is dink ek in hierdie gesprek en wat dit dan nou seker maar ook 'n bietjie vermaaklik maak. Ja, want kyk, sport is maar, jy weet, 'n bietjie van 'n koppestam storie en dan kom jy op die einde van die dag op die regte antwoorde uit en ek dink soveel vrae word beantwoord deur kwartlemoene. Ek wil nog 'n paar vrae ook vir julle vra, so byt net vas. Gili, bly jy net daar waar jy sit. Ek voel regtig bevoorreg om te kan gesels oor iets wat regtig vir my ook 'n passie is. En dit is sport, maar ook die lelike en die mooi wat sport behels. Nou, soveel ouers het my al gevra, kom praat dit met my kind, of afrigters kom praat met die ouers. Jy weet, hoofde kom praat met die afrigters. So daar's 'n hele lys van 'n hiërargie amper wat met kinders werk. Nou,
Milan, vertel my 'n bietjie van jou agtergrond ten opsigte van sport. Jy was nie groot op sport in jou jong dae nie. So hoe het hierdie sport oor jou pad gekom? Nee, ek was 'n gimnas. So die enigste ervaring wat ek gehad het was individuele sport. So toe my kind begin in sport en 'n spansport kies, het ek nogals bly beklei vir individuele sport, want ek het gevoel dit is wie my gemaak het wat my gemaak het wat ek is. Maar my seun het van kleins af het hy rugby gekies en dan word jy ingegooi in 'n ek wil amper sê in hierdie ekosisteem van ouer in sport wees en jy dink jy gaan 'n sekere tipe ouer wees. Dis daai tipiese social media, daai reels wat sê ek het gedink ek lyk so langs 'n veld, eintlik lyk ek so langs 'n veld. Ek het toe nou daai ma geword. Maar nie net omdat ek passievol is oor my kind nie, maar omdat ek passievol is oor sielkunde en oor ouerskap en ek wou graag daai deel van die ouerskapreis wou ek meer verstaan en soos wat ek self gegroei het daarin het ek besef maar hier is 'n ruimte om met ander ouers saam te gesels want ek het al ervaring gehad met 'n goeie afrigter en met 'n aaklige afrigter wat my kind betrokke was. Ek het ervaring gehad met 'n wonderlike groep ouers en 'n aaklige groep ouers. So daai Dinamika. Pretparkrit is deel van jou hele reis en ek dink mense kan baie gesels daaroor. Absoluut. Nou, Gilie, ek wil weet oor jou sport. Het jy self deelgeneem? Ja, ek het aan alles deelgeneem en ek's baie dankbaar daaroor want dit het vir my die taal van sport geleer. So waar ek vandag met iemand sit, dan kan ek daai taal praat en vereenselwig. Ja, en ek het selfs vir iemand leer doel op 'n stadion. Want dit is belangrik. Dit is. In 'n netbalspan. Jy kan net tot by die paal kom, maar iemand moet doel. Iemand moet doel. Nou, het jy in iets uitgeblink spesifiek? Ek sou sê atletiek en rugby die meeste uitgeblink. Maar ek het tennis gespeel, ek het cricket gespeel. Maar nooit verder as 800 meter gehardloop nie. Met al jou kennis, jou sielkundige agtergrond en al daai goed het jy toe besluit om te werk met 'n paar spanne. Ja. Watter suksese het jy bereik met watter spanne? Die hoogtepunt professioneel gewys was met die Davis Cup span te werk waar ons paar jaar in die wêreld groep uitspelers was en op 'n individuele vlak het ek met Ryan Klaasen gewerk wat op die ouene top 10 dubbelspeler in die wêreld was, in 'n Wimbledon finaal gespeel het, Australiese Ope finaal gespeel het. En mens leer daar baie, maar op skoolvlak om met 'n span te werk wat in die begin van die seisoen sukkel en aan die einde van die jaar wen hulle Gauteng of ASOS. Daai pad is vir my net so spesiaal. Hoekom het jy spesifiek besluit om met sportspanne te werk? Wel, ek het gedink ek wil 'n beraader of 'n terapeut word. En toe op die einde toe besef ek's mal oor sielkunde, maar ek hou daarvan om met iemand te werk wat soos 'n sportmens is, wat gedrewe is, maar die sielkunde is daar ook belangrik. So ek sê altyd my werk kan net 'n 5% verskil maak, maar dis baie keer die 5% wat die verskil maak. Ja, en julle albei se kwart lemoene maak 'n groot verskil. Ek kan vir ure en ure met julle gesels, maar Leon gaan 'n bietjie later uitvind oor presies wat Gilie doen. Gilie. Dis lekker met jou te gesels. The Grop. Gilie, so jy het gepraat met Vanessa oor sport en hoe jy het begin in onderwys. Ja. Nou is dit selfs besighede wat by jou aanklop. So raak dit business coaching, is dit life coaching of lewensafrigting in 'n besigheidswêreld ook? Ja, die besigheid is meer gefokus op strategiese gesprekke, besighede wat deur verandering gegaan het of saamgesmelt het of waar daar 'n bietjie van 'n krisis is. Dan kom ek in 'n paar werkswinkels en 'n bietjie individuele sessies. As dit kom by ek is self 'n ouer met kinders wat nou die sportwêreld betref, veral as ek kyk na my middel-een wat letterlik alles wil doen. Ja. Is daar 'n goue wenk of ietsie belangrik wat jy vir ouers kan sê wat se kinders dan nou in sport, want dit is onverwendbaar en is ook 'n goeie ding. Skole sport is op 'n baie interessante plek in ons land vandag. Ja, ek dink jy moet elke seisoen daarom nou 'n bietjie dan herbesin om te besef onthou skool gaan doen wat die beste vir hulle is. 'n Afrigter gaan doen wat die beste vir hom is. En ouers, veral op laerskoolvlak, is dit jou rol om nou en dan net seker te maak maar hoe gaan ons se doen? Wat is die beste vir ons gesin? En dit te probeer versoen met wat die groter plan is, want anders is dit 'n bedrywige storie daar buite. Baie. Is daar 'n spesifieke ding wat jy nou kan dink wat baie ouers mee sukkel in daai my nommer 1 ding wat ek altyd vir ouers sê, as jou kind van die sportveld afstap, gee vir hulle 'n high five, gee vir hulle 'n drukkie, gee vir hulle 'n breinmelkie en sê ons gesels môre.
Want ouers wil so graag direk na die tyd iets vir kinders sê. Ja. En op daai stadium is 'n kind se vel so dun. Hy kan nie hoor wat jy eintlik wil sê nie. So is dit dan nie juist die tyd om dan nou ook hulle op te lig of wat ook al, of is daar maar net positiwiteit en opbouende woorde wat daarmee? As hy sien jy's nog steeds lief vir hom, hy gaan nog steeds 'n lift huis toe kry en jy gee vir hom ietsie om te eet en te drink, dan is hy weer tevrede. En môre dan kan jy dalk as jy ook rustiger is 'n bietjie gesels. Gillie, sien jy hierdie, ek bedoel dis duidelik vir jou 'n passie en ek bedoel ek volg al lank jou loopbaan en die dinge wat jy doen en dit voel vir my die wysheid wat jy gee baie keer. Dit is uiteraard vir jou 'n passie. Ja. Is daar 'n droom hiermee? Wat wil jy uiteindelik bereik met hierdie? Wat is die groter visie rondom hierdie konsultasies met kinders en met ouers? Ja, die konsultasies kwart lemoene is 'n baie lekker medium vir my om by mense uit te kom wat ek nie normaalweg by sou uitkom nie. Ja. Die gesprek met Milan is gee 'n bietjie perspektief. Maar ek is 'n ou wat op die einde glo in instelling. So as dit goed gaan met 'n gesin of met 'n span of met 'n kind, met 'n skool of met 'n organisasie, dan gaan ons as 'n geheel as 'n land ook gedoen. So daar's sekere goed wat ek glad nie verstaan nie. Hoe om 'n brug te bou, ek weet glad nie hoe dit werk nie. Hoe om 'n pad te bou, ek weet dit glad nie. Maar hierdie is die plek waar ek my bydrae kan lewer. En hy's 'n ongelooflike skrywer, die man. Hy het 'n manier met woorde en ek bedoel ek is mal oor hoe pittig jy is met ons taal en hoe jy daarmee omgaan. Jy het ook 'n boek naam van Dierdorp. Ja. Vertel ons net 'n bietjie daarvan. Ja, dit was net 'n plek waar ek bietjie al my stories van die laaste 10 jaar wat ek op sosiale media geskryf het, op een plek wou bymekaar bring en op die einde te sien daar is tog 'n goue draad tussen al daai stories. En naam van Dierdorp is maar net daai speletjie wat ons gespeel het op skool. Ja. So jy afperiode gehad het. Ja. En jy kies 'n letter van die alfabet en wie's eerste klaar. Ja. En dit verteenwoordig op die ou einde maar alles wat deel is van my stories. Gillie, is my heerlik om met jou te gesels. Ek sal nog baie lank met jou kan gesels. Dankie dat jy vandag hier by ons kom kuier het, maar nog nie, is nog lekker dinge wat gaan gebeur. My beurt om met Milan te praat. O, jy is van die begin af mal oor my. Wees nou maar eerlik. Ek is aktrise, so ek sal seker met oortuiging sê ja, Dawie. Ja, Milan, dit is nou baie jare terug, né? Ek weet nie eintlik eers hoe lank terug dit was nie, maar dit was 6 jaar wat ek en jy ateljee gedeel het. Wat ons kop gestamp het. Ons het nie 6 jaar kop gestamp nie, ons het miskien 6 weke kop gestamp. En toe het ek besluit, daar's niks sal van jou te smeer nie. Ek moet jou aanvaar soos jy is. Weet jy, wat is jy nou eintlik, jy weet? Ek meen, toe jy nou begin het by ontbytsake, toe jy 'n aktrise, 'n volbloed aktrise, nou nog 'n aktrise, maar jy doen so verskriklik baie ander goeie. So wat, as jy my weer sê, beroep, wat skryf jy daar? Dan gee ek maar net die bond CV, Dawie. Ek dink ek is op die einde skepper en ek is veerkragtig en ek doen wat my hande vind om te doen, omdat as 'n aktrise in hierdie land dink ek is daar's min werk en in my ouderdomsgroep is daar beautiful kompetisie. Ek het regtig daar's baie aktrises waarmee ek kompeteer, so die werk is min en ek is net iemand wat iets wil skep en ek wil 'n nalatenskap los. So op die ouend my publisiteitsmaatskappy of my publikasiemaatskappy wat kinderboeke gepubliseer het, op die ouend The My Story Tribe wat geestesgesondheid vir kinders oor is en dan nou Kwart Lemoene. Dis alles uitvloeisels van dinge waarin ek belangstel. Geestesgesondheid, ouerskap, en literatuur. So ek meng nou maar dit alles. Ja, maar ek weet dit is 'n soort van verwant hierdie goeters. Maar jy het nou eintlik ontpop in hierdie entrepreneur. Ja, weet jou talente en jou agtergrond en jou ondervinding en so, het jy eintlik in besighede omsit. Ja, ek is 'n reluctant entrepreneur, want ek moet huiwerige, want my linkerbrein moet nou nog maar bykom. Ek is skepend, so ek geniet die skepende gedeelte, maar toe ek nou hierdie besighede begin het ek besef hoe min ek gemaklik is met struktuur en lysies en tegnologie en finansies en al daai. So ek dink as ek iemand kon kry wat daai gedeelte vir my altyd hanteer, dan sal ek baie suksesvol wees. Ja. Maar nou moet ek noodwendig. En ek dink 'n entrepreneur het altyd 'n bietjie meer van die een of 'n bietjie meer van die ander maar jy moet dit vind in jouself, want jy gaan nie altyd iemand kan betaal om al hierdie goeders vir jou te doen. 'n Entrepreneur vat kansse. En 'n entrepreneur is nie noodwendig iemand wat baie goed is met administrasie nie, net so terloops. Nee. The My Story Tribe. Vertel my van dit. So
Ek stel baie belang in sielkunde en omdat ek geestesgesondheid deel van my eie prentjie in my lewe was nog altyd en ek het in my kinders begin raak sien het hoe belangrik dit is om vir ons kinders 'n goeie selfbeeld en veerkragtigheid te leer en grit vasbyt, het ek saamgespan met 'n sielkundige en 'n arbeidsterapeut en het ek produkte ontwikkel vir laerskoolkinders sodat ons hulle kan help om daai goed in hulle self te ontdek. So my story gaan oor my lewensstorie en ek voel dat kinders moet eienaarskap vat van hulle eie storie, wie hulle gaan word, waarna hulle belangstel en dit is vir my die onderbou van 'n gesonde tiener. Want ons almal weet die wiele val af as hulle tieners is. Maar as ons kan belê in die laerskoolkind se onderbou, se menswees, dink ek is dit 'n goeie. Tieners weet eintlik mos alles. Dit is en ek is so bevoorreg dat my tieners die beste weet. Dit lyk vir my en ek meen jy's nog bloedjonk. Ek meen jy's hoe lank jy's beswaarlik 30. Jy weet. En maar lyk my jy wil net meer en meer goeders aanpak. Dink jy daar's 'n ouderdom wat mense nou meer goeders begin doen of 'n ouderdom waar mense minder goeders begin doen? Ag, dit hang seker van jou persoonlikheid af, maar vir my was dit in my 20s en my 30s was ek baie ambisieus en ek het deure oopgeskop. Dit was my houding teenoor vooruitgang en teenoor skep. En nou in my 50s voel ek moedswillig genoeg om te sê dat ek deur oop deure stap. Ek skop nie meer 'n deur oop nie. Dis nie meer nodig nie. Die deure gaan so half oop. Nee. Ek sal klop. Dis Mira, jy gesien is Milan Murray, dan gaan die deure so. Maar is jy nog 'n aktrise? Ag, ek is in my hart eerste aktrise en ek glo daai rol wat my nog heeltyd ontwyk dit is nog daar. Al moet ek dit dalk self skryf. Dis 'n groot moontlikheid. Maar hy sal kom en ek dink ook die lewenservaring wat ek het en die mens wat ek geword het, gaan bring dat ek 'n baie lekker karakter kan skep of ek hom nou geskryf het of nie self geskryf het nie, maar ek sien uit daarna. Maar wees nou maar eerlik, jy verlang na ontbyt. Baie. Ek het nou te vinnig geantwoord. Ek tog jy bedoel na aktrise wees. Nee, na my. Ontbytsake. Kom ek sê, toe ek en Gielie op die bank sit, toe sê ek vir hom hierdie plek is soos 'n familie. En dit was vir my die lekkerste tyd om hier te sit en deel te wees van hierdie masjien. En elkeen het sy plekkie en elkeen skerts nie almal so baie soos Leonie, maar dit is net dis 'n baie lekker, nee, dit is ek mis dit. Wow, Milan, waar's Gielie? Ek weet nie, Gielie, waar's jy? Ons kyk of hy nou maar gaan kom. Ja. Vertel my julle verhouding, né? Hoe julle twee kyk my ek en jy het ons nou lank saam goeters ooreengekom en soos jy sê, hierdie is so 'n bietjie van 'n seepie op 'n of ander manier. Hoe het julle oor die weg gekom aan die begin? Ek en Gielie kom loop die kant in. Kom by. kom sit Gielie. Ek en Gielie het ek dink ons het wat die sport betref, het ons mekaar gevind toe ek eintlik by hom kom aanklop het oor my eie kind. En ek dink sy raad was vir my so waardevol en ek hou van sy humor. So ek kan nie herinner, so jy het iets in jou kind, jy het hulp vir jou kind gesoek en toe by hom gaan aanklop. Ek sou nie sê hulp vir my kind nie, hulp vir my. Hulp vir my as 'n ouer, as 'n sportouer, want ek dink die ekosisteem van skoolsport is 'n baie interessante ding. Dis jy die skool en die afrigters, dan het jy die kind is deel van daai ekosisteem en die ouers is die ander deel van die ekosisteem. En ek het besef dat in my aandeel in daai ekosisteem affekteer nie net my kind nie, maar ook op die ou end indirek die span en die afrigter in die hele stelsel. So ek het eintlik bietjie by Gielie gaan hoor omdat hy in hierdie wêreld, hy sien die groter prentjie. Hy werk ook met afrigters. Ja. Hy werk ook met skole om daar raad te gaan vra. Sê my, het julle dit van die begin af dan redelik goed afgeskop want sy kan maar so 'n bietjie van jy weet wat ek bedoel. Full disclosure, ek was eers 'n lekker fan gewees daarby. So is baie moeilik om 'n ernstige gesprek met haar te hê terwyl jy eintlik 'n fan is. Maar sy maak dit so maklik en sy so opreg. Sy maak dit maklik met jou. Baie maklik. Dit kom nie 'n prys, mens betaal daarvoor. Nee, maar dit was baie maklik en ons het net dadelik geklik. So en die eerste keer toe ek haar na seun ontmoet het in die Kaap, hy was toe nog
10 of 11 en toe hy kom sit en ons wil nou ernstige sake praat, toe sê hy vir sy ma, mamma, wat mag ek eet? En toe weet ek, okay, hierdie is mense van my awesome. Speel afrigters nog 'n baie belangrike rol? Ja, ek kry afrigters jammer, hulle kry baie slegte PR, maar hulle druk van bo af, hulle druk van onder af, maar op die ouene is hulle die mense wat die magic moet maak. So, hulle is baie belangrik, veral op skool waar iemand nog ontwikkel moet word. Wat is julle langertermyn? Ek weet nie vir wie om dit te vra nie, maar wat gaan word van Kwartlemoene? Wat is die langtermynplan? Joh, ek dink ons die droomprentjie is dat ons nie net die pot gooi bly nie, maar dat ons 'n geselsprogram word waar ons ek dink selfs in 'n formaat soos ontbytsake waar jy iemand het wat kyk na die mediese aspek, 'n biokineticus en 'n fisioterapeut, dan jy iemand anders wat praat oor die eetkundige wat praat oor hoe belangrik dit is en dan iemand wat van die afrigter se kant af. Ek dink ons wil graag so 'n gemeenskap skep waar ouers kan aanklop en raad kry, maar ook saamgesels. Ons wil ook graag hê, want op die ouend in hierdie ekosisteem ouers ondersteun mekaar. So, ja, dit is die droom. Ek wil laasien vir jou vra, wat maak dit nou dat die ouers soos 'n klomp kinders langs die veld staan en skree en te kere gaan en selfs begin 'n vuisslaan? Ja, ek dink is moeilik. Ek dink Milan kan nog wel een. Sy vertel in ons eerste episode van 'n oomblik waar 'n man jy weet al sy hand op haar skouer moes sit en sê rustig. Ja, weet jy wat ek kry ouers jammer want hulle dis jou hout wat op die veld is. Ja, dis waar. En jy het nie 'n uitlaatklep hier. Jy beleef alles wat hulle beleef. So nou moet jy maar begin beweeg. Ja, ek dink. Hoorie Milan, dit was wonderlik om jou weer te sien en saam met jou te kuier. En Gillie, dit was lekker om jou te ontmoet. Dankie. Dat jy hier by ons gedraai kom maak. Ons gaan vir julle nog ietsie gee.